Goed, ons moet nou vanmiddag aangaan na Sondag 27 toe, nee? Ons het nou laas keer, het ons in die katekismusboekie self aangegaan na Sondag 27 toe. Ons het Sondag 26 klaargemaak en het ons aangegaan na Sondag 27 toe en ons het vraag 72 en vraag 73 gedoen. So, ons het in detail ingaan vanmiddag op vraag 74, maar ons moet nog eers Sondag 27 se merkwerk ook doen. So ek dink ons gaan dit eers doen en dan gaan ons lekker ingaan op vraag 74. Is dit reg? Right. So kom ons bid eers. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmiddag weer in u woord kan wees en meer kan leer oor sakramente. Dankie Here dat u dit vir ons gee, dat u vir ons doop gee en dat u ook die evangelie waarheid vir ons daarin wys en ook vir ons verseël, vir elkeen wat in u glo. Ons wil bid, Here, dat as ons hier vanmiddag in die woord is, u ons ook in die geloof sal inbring deur die werk van die Gees en verdiep in die geloof. En dankie dat ons dit van u af kan vra. Ons doen dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Right. Ons dink net so 'n bietjie vinnig voordat ons nou wegtrek, want ons het nou vakansie tussen ons en die vorige kere gehad. Ons dink 'n bietjie net, ons is op die oomblik met sakramente besig, né? En waar in die katekismus pas sakramente? Hoe ons verlos. Ja, hoe ons verlos word. Nee, wat is die 3 dele van die katekismus? Die groot 3 hoofdele? Ons sonde en ellende, ons daarvan verlos kan word en ons in dankbaarheid daarvoor kan lewe. Ja, nee, die dankbaarheid wat opborrel wanneer jy verlos word. So daar's die 3 goeders. Ons ken ons sonde en ellende. Ons moet weet hoe ons verlos word en as ons deel aan daai verlossing, dan kom daar by ons dankbaarheid en hoe lyk daai dankbaarheid dan, nee? En hierdie 3 dinge moet ons weet om waarin te deel. Troos te deel. Ja, die troos in Christus, nee, dat ons waarlik in Christus Jesus getroos kan wees en aan hom kan behoort dus ook, nee. Okay, so, nou, die sakramente vertel vir ons eintlik die hele evangelie van hoe ons aan Christus uiteindelik behoort. Okay. Nou, hoeveel sakramente is daar? 2 sakramente, nee. Wie het hulle ingestel? Christus. Jesus Christus, nee. So sakramente is nie deur mense ingestel nie. As mense begin om sakramente in te stel, dan kan ons dit ook nie doen nie, nee. Hoekom kan ons nie 'n sakrament doen wat 'n mens instel nie? Ons moet doen wat die woord beveel. Ja, ons dien die Here soos in sy woord beveel, maar ek dink nog meer belangrik, ek sê nog meer belangrik nie, maar ek dink die kernbelangrike ding is die sakramente is 'n teken en 'n seël van die evangelie. En waar kom die evangelie vandaan af? Van God af. So as mense begin om sakramente uit te dink, dan kan mense nou maar weet, daar kom 'n verdraaiing van die evangelie. God gee die evangelie, hy gee ook die teken en die seël daarvan. Goed, so nou is ons by doop. En dis doop met water. Goed, en Christus het 'n uitwendige waterbad ingestel. Wat wys hy daarmee? Hoe ons gewas word, of hoe Christus ons was met wat? Met sy bloed en gees. Met sy bloed en gees, nee. Die uitwendige waterbad is 'n teken en 'n seël van Christus wat ons was met sy bloed en gees. As ons met sy bloed was, waarvan is dit 'n teken en seël? Dat hy vir ons sondes, of dat hy ons sondeskuld afbetaal het. Ja, dat hy ons sondeskuld betaal het, nee. Waar het hy dit gedoen? Aan die kruis. Ja, daar waar sy bloed ook geloop het, nee.
daar was hy ons van ons sondeskuld. En so is daar vir ons vergifnis en regverdig verklaring. En as hy ons met sy gees was, wat beteken dit? Dat hy ons in Christus inlyf, dat hy ons Mooi, dit is as sy lede heilig, né? Ons in Christus inlyf, skitterend, né? Wat nog? Hy maak ons vry van die sonde mag. Hy maak ons vry van die sonde mag, né? Deur die bloedwassing wys vir ons hoe hy die skuld weg was en die gees wys vir ons hoe hy ons ook bevry uit die sonde mag. En dan ons ook in Christus en vernuwe, né? Dit ons vernuwe. Dit is die belangrike ding. Deur sy gees vernuwe en as sy lede heilig, né? As ons in Christus inlyf, in doop en dan in Christus word ons ook 'n nuwe skepping. Ons word nuut gemaak. Okay. So dit is wat ons geleer het. Kan julle nog so 'n bietjie Bybelversies onthou wat vir ons wys dat die doop wys vir ons dat ons sondes afgewas word. In Handelinge is daar 'n versie wat dit wys. Handelinge 22 vers 16, hè? Waar Ananias met Paulus praat en sê kom, laat jy gedoop word en jou sondes afwas, né? So doop is 'n teken van die sonde afwasse. En dan die Heilige Gees wat ons vernuwe. Soos die doopwater ons was. Ons 'n nuwe skepping na vore kan loop gemaak. Ek dink nou aan die die Gees die is 'n mannetjie vol sonde, sondige skuld en sondige natuur. En hy word in die bloed en die gees van Christus ingedoop. Okay? En dan hierso lewe ons ons sê in die koninkryk wat toe nooit soos ons in die koninkryk van koninkryk van sonde en Satan. Goed, en as ons nou daar uitkom, dan is ons sonde vergewe. Maar ons is ook 'n nuwe skepping, né? 'n nuwe skepping. En ons is nou in die koninkryk van God. Ons is in Christus. Okay? En daarom is ons nou ook geheilig as sy lede, né? Want die bloedwassing en my gees wys vir ons is geheilig as sy lede, ingelyf in Christus, en ons is ook nou skuld gewas en ons word vernuwe, ons is 'n nuwe skepping. Nou, so ons versies hierso, kan jy nog versies onthou? Vir was met bloed. Is Handelinge 23:16. 2. Was met gees. Is Titus hoofstuk 3 vers 5. Johannes 3 vers 5. En dit is verse wat praat ook van wedergeboorte. Het julle ook, kan julle nou 'n bietjie weer begin onthou. Okay? En dan word ons ook geheilig. Tot lede
verlede van Christus. OK? En dit is 1 Korintiërs 12 vers 13. Nou, ons is deur een gees in een liggaam ingedoop. Onthou julle dit nog? OK, nou. Goed, so dit is wat ons tot dusver gedoen het. So dit probeer onthou. OK, nou is daar nog 'n belangrike ding. Hoekom noem die Here dan die wedergeboorte, die bad? Hoekom noem die Here die doop self die wedergeboorte? En hy sê, kom laat jou afwas in jou, kom laat jou doop en jou sondes afwas. Dan klink dit asof dit daar by die doop gebeur en dat vir die waterdoop self te doen. Hoekom praat die Here so? Dat hy ons so wys dat dit, of ons wys dat dit dieselfde is, of Baie sterk teken. Baie sterk teken, hy wil vir ons regtig sterk wys, nie? Hy wil vir ons wys, hierdie twee goed gaan altyd saam. Die teken en die saak waarop die teken wys, is altyd by mekaar. Ontvang alle mense dit? Wie ontvang dit? Dis wat werklik glo. Die gelowiges ontvang dit. Nee. Okay, so dis 'n baie belangrike ding. Maar die Here wil vir ons so sterk beklemtoon dat wanneer jy gedoop word met water, dan is die werklikheid ook vir jou daar, dat hy noem die twee goed so by mekaar, so asof dit een ding is. Okay, maak dit vir julle sin? ja. Okay. Nou moet ons 'n bietjie ingaan in daai Sondag 27 se goetersmerk. Kom ons doen dit 'n bietjie. Vragie A, of by afdelingkie A, vragie 1. Kom ons kyk daar, wat staan daar so? Teen wie het die katekismes standpunt ingeneem hier? In die Romeinse kerk. Teen die Romeinse kerk. Wat sê die Romeinse kerk wanneer hulle praat oor doop? Sê hulle die water jou letterlik was. Ja, sien wat hulle nou doen is. Hulle sê sakrament en die saak waarop dit wys is so vas aan mekaar dat as jy dit doen, dan gebeur dit. Okay? Outomaties. Maak nie saak of jy glo of nie glo nie. Okay? Dit gebeur outomaties. So daar in die doop word die erfsonde weggevat en al sulke goeters en al wat jy nou nodig het deur die res van jou lewe is om heeltyd nagmaal te gebruik, want daarin eet jy ook regtig Jesus. Ons sal dit nou nog agterkom. En so word dit outomaties met die sakrament word jy gered. So geloof staan eintlik heeltemal buitekant die prentjie, nê. En so dit word 'n outomatiese ding. Dis problematies, nê, want dit is mos nie so nie. Okay? Waar's voorbeelde daarvan dat ons dit nie so nie? Simon, die towenaar, né? Hy ontvang wel die sakrament, maar nie die saak waarop dit wys nie. Daai hulle dit. Okay. Goed. Wat sê die Romeinse kerk van die doop? Het jy hom daar of vir ons, Marie? Hulle sê die doopwater was werklik ons sondes af. Ja, nee. Die doopwater was werklik. So hulle het nogals daai sakrament outomatisme. Nee, wat regtig 'n probleem is. Okay? Dit is uit genade alleen, deur die geloof alleen in Jesus alleen. En ook by die sakrament. Right? Jy kan die sakrament nooit losmaak van geloof nie. Right, dis baie belangrik. Goed. Dis vir gelowiges. Okay? Wat leer die wederdopers in verband met die kinderdoop? Sê jy dan, Johannes? Dat aangesien babas nie kan glo nie, kan hulle nie gedoop word nie. Okay, wat dink julle daarvan? Die doop is nie iets wat wys. Dit is nie wat werklik gebeur. Ja, maar ons het nou net vir die Rooms-Katolieke gesê, dit moet saam met geloof gaan. En die wederdopers het daai punt net lekker hard geprees. So hulle het 'n punt beet hoor. Hulle het 'n punt beet, ons moet 'n bietjie daaroor praat. Ons moet 'n bietjie daaroor gaan praat, né? So maar die wederdopers het gesê nee, ons moet ophou met kindersdoop. Daar in die tyd van die reformatie. Okay. En hulle is nie sommer net simpel nie.
Ons het 'n bietjie mooi gaan dink oor wat hulle sê. Maar goed, hulle sê dan die kinders moenie gedoop word nie, want hulle glo nog nie. Okay? So ons moet gaan kyk daarna. En dit is iets wat ons vir die Rooms-Katolieke ook sê, hoorie, so julle kan nie, julle maak doop en geloof los mekaar, dit werk nie so nie, nê. So ons moet dan, maar dan moet ons mooi gaan sê van wat nou van die kinders, want die kinders glo regtig nog nie. Okay. Goed. So, kom ons kyk 'n bietjie na die volgende een. Is die lammers ook deel van die kudde van die goeie herder? Soek die antwoord by die verklaring van antwoord 74. Wat het julle daar gesien? Wat het jy gesien, Johannes? Gesê ja. Ja, en wat is die rede daarvoor? Ek het nie rede hierso nie. Het jy iets gesien, Marie? Ja, want Jesus sê aan Petrus, laat my lammers vry. Laat my lammers. Sê my lammers. Okay, nie skape nie, maar lammers, nê. En daarom behoort hulle ook by die kudde. Nou ons gaan nou 'n bietjie dieper daarop ingaan, nê. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie by afdelingkie B. Met wie rig die Here sy verbond op in Genesis 17 vers 7? Met Abraham en sy nageslag. Met Abraham en sy nageslag. Goed. Hoe oud moes seentjies wees voordat hulle besny is? 8 dae. Wat sê Johannes 21 vers 15 van die lammers? Wie sin is hulle? By vraagie 3. Petrus moet sy lammers laat wy. Wie is die sy? Jesus. Jesus se lammers, mooi. Okay. Lees Jesaja 40 vers 11. Wie is daardie herder? En kan julle ook uit daardie teks aflei dat ook die lammers syne is? Wat sien 'n mens daar? Jesus is die herder en hy sal die lammers in sy arms vergader en hulle aan sy bors dra en hulle saggies lei. Okay. So dit lyk uit daai teks, ek dink die belangrike ding wat mense hier moet raak sien wat Attie vir ons nogals wil wys is dat die kerk van Jesus, die mense van Jesus is nie net groot mense nie wat tot geloof gekom het nie, dit is ook die groot mense wat tot geloof gekom het se kinders. Okay, so dis 'n ding waar ons nou 'n bietjie vandag meer moet leer en ek wil hê ons moet regtig bietjie mooi probeer oplet en probeer agterkom wat op aarde gaan dit nou oor hier by vraag en antwoord 74 van dit sê moet die jong kinders ook gedoop word. So wat belangrik is tot dusver in die katekismes het ons nou gepraat oor wat beteken doop vir jou? Julle twee ouens wat nou hier sit en vir my. Wat beteken ons doop vir ons? En ons glo in Jesus. So wat beteken 'n gelowige se doop vir hom? En dit is 'n belangrike vraag en ons moet dit ken. En ons het nou agtergekom, luister, my doop sê vir my dat net soos wat ek in water gewas is toe ek gedoop is, net so het Jesus my ook gewas. Met wat? Met bloed en met gees. Met sy bloed en met sy gees. As hy my met sy bloed was, wat sê dit vir my wat glo in Jesus? Wel, dat my sondes vergewe is. As hy my met sy gees was, wat sê dit vir my as gelowige? Dit sê, hy vernuwe my met sy gees. Die gees is die gees van die wedergeboorte, die gees van die herskepping. En deur sy gees lyf hy my in Christus in. En juist daar in Christus gebeur die vernuwing, want elkeen wat in Christus Jesus is 'n nuwe skepsel. Okay. Nou, ek dink daai Romeine waarby ons nou in die prediking stil staan, Romeine 6, werk ook nogals mooi daarmee, nê, van ons is in Christus ingedoop. Daar sien ons presies dit wat die katekismes ook sê, deur die gees in Christus ingedoop, in my waterdoop, wys dit. Maar dan is ek ook in sy dood ingedoop. Nee. En daardeur sien ons daardie beweging, dood vir die wêreld en vir die koninkryk van sonde. En dan staan ons ook op, waar? In 'n nuwe koninkryk. En so sien ons ook daai geheilig vir Christus, uit die koninkryk van sonde en Satan, in die koninkryk van God. Nou, maar goed, as ons werk met ons katekismes, dan sê ons katekismes vir ons baie mooi, luister, ek wat gloos, my doop sê vir my,
Christus het die waterbad ingestel. Daai waterbad wys op wassing met bloed, wassing met gees. Wat doen die wassing met die bloed? Vat my sondeskuld weg. Wat was die wassing met die gees? Dit vernuwe my, dis die wedergeboorte. Nee. Johannes 3 vers 5. Julle is elkeen wat, as jy nie deur die gees en water gedoop word nie, sê die koninkryk van God nie sien nie. Water is 'n teken van die gees. Gees word uitgegiet en dit bring nuwe lewe. Nou, vernuwing. En dit lyf my in Christus in waar daardie vernuwing gebeur. Ok, maak dit sin? Nou vra die katekismus, maar moet die jong kinders ook gedoop word? Nou, dit was 'n issue daar in die tyd van die reformatie, net toe die katekismus geskryf is. En dit is vandag ook 'n issue. En ek dink partykeer 'n baie belangrike issue. So daar's baie ouens, goeie gelowiges, ook selfs gereformeerde gelowiges wat sê nee, maar die kinders moet nie gedoop word nie. Eers wanneer ons tot geloof kom, moet ons gedoop word. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die katekismus. Wat is die antwoord? En dan moet ons nou 'n bietjie daarop ingaan en daarmee werk. Maar hoe laat sit nou? Ek wil net gou seker maak. En ons moet 'n bietjie dink. Ons moet nou 'n bietjie dink, hoor. En probeer werk dat ons kan verstaan wat op die aangaan. So Johannes, ek gaan vir jou vra om te lees en dan gaan ek jou stop. Nou staan daar, moet die jong kinders ook gedoop word? Johannes, begin jy vir ons te lees. Ja, aangesien hulle, net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ok, so stop net eers daar. So, kom ons kyk er weer. Ek gaan net hier uitgee. Kom ons skryf nou hierso, nee. Vraag en antwoord 74 se motivering vir doop van jong kinders. Ok, kom ons kyk, wat is daai eerste motivering? Kom ons sê hierso 1. Wat sê hulle? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en in sy gemeente ingesluit is. Net soos volwassenes in verbond en gemeente. Okay, so verbond is ook die gemeente, die mense van die verbond. God het met sy gemeente 'n verbond. Okay? Nou sê die kinders is ook daar, okay? Nou wat lees Marie, lees jy nou vir ons 'n bietjie verder? En aan hulle nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus beloof word, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk. Okay, so met ander woorde, kinders in verbond word vergifnis beloof.
Word vergifnis deur Jesus beloof. Okay? Wat is die derde ding wat daar staan? Daarom moet hulle ook Marie, lees jy net weer eens nie, want ek het nou een ding geskryf wat jy gesê het, maar ek het nog nie alles geskryf wat jy gesê het nie. Met my begin nog van die B af lees. Ja, lees vir ons weer daar. En aan hulle nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus beloof word, die verlossing van sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk. Okay, so aan kinders in verbond word die Heilige Gees beloof. Wat geloof werk. Okay? Wat dan nog? Lees jy vir ons 'n bietjie aan, Johannes? Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. Okay? So daarom, so uit hierdie 3. Daarom is ons nou 'n gevolg trek, né? Daarom. Doop kinders. Dis wat die katekismes sê. Sê nog iets daarby? En van die wêreldse kinders onderskei word. In die wêreldse kinders. Maar goed, kom ons maak hom kort. Ons hou net daarby dit. Dis 'n hele ding dan, né? Nee. So, daar is dit nou. Nou, wat dink julle van dit? Wat dink julle hiervan? So met ander woorde, net soos volwassenes in die verbond, hulle is net soos volwassenes in die verbond en in die gemeente, of in die gemeente en dit is God se verbondsvolk. Daar word aan hulle vergifnis beloof, daar word aan hulle ook die Heilige Gees beloof. So met ander woorde, wat ons hier moet raak sien is hierdie 2 goeters. Hierdie 2 was al klaar by Sondag 26. Onthou julle dit? Hierdie 2 was by Sondag 26. Want die doop is 'n teken van die bloed en die Gees. En hier sal hulle nou weet. Waar kom hierdie vandaan? Kom dit nie uit die Ou Testament nie? Ek kom uit die Ou Testament, verbond. Onverbond is in die Nuwe Testament ook. Maar dit is die heel eerste keer eintlik in die katekismes waar daar gepraat word oor verbond. Nou eers skielik plumps gooi hom hier vir ons in en sê hoe kom nou dit? Ons het verwag dat ons al lank van verbond 'n bietjie gepraat word, dan nou eers skielik plumps kom gooi hom vir ons hier nie te. Dit maak dit ook onmoeilik. Maar dit is nie so moeilik as wat dink, okay? Nou ek dink tog as lede van sy liggaam geheilig, as lede van Christus geheilig. Dis verbond om aan Christus te behoort, om sy mense te wees. Daar kom verbond al klaar in. Nou, maak dit vir julle sin. Okay? So en hier ook die Heilige Gees wat was, waar ons geloof in ons werk, wat ons waarmee ons ook aan hom laat behoort, nê, aan Christus laat behoort. Okay, maak dit vir julle sin. So, maar wat nou baie belangrik is dat as ek nou hierdie net so sê, en ek is nou die wederdoper, nou is ek die wederdoper, nou sê ek vir julle, waar staan dit in die Bybel? Want julle kan Sondag 26 my wys in die Bybel. Okay? Sondag 26 is maklik om te wys in die Bybel.
En ek dink die wederdopers gaan dalk met ons self saamstem oor Sondag 26. Of vandag se baptiste gaan met ons saamstem oor Sondag 26. Maar waar staan hierdie nou in die Bybel? Want as dit nie in die Bybel staan nie, dan kan ons nie dit hê nie. En dan het ons nie 'n antwoord vir hulle. So dis vir my baie belangrik dat ons moet verstaan, waar staan dit in die Bybel? Okay. So, ek dink dat kom ons skryf hierdie nou nog later. En ons maak so. Ons moet heel eers sê, ek dink ons moet heel eers begin met hierdie. Ons sê so, vraag en antwoord 74, se motivering vir kinderdood. Okay. En dan sê ons 1. Kinders is deel van Jesus se gemeente. Okay. Kinders is deel van Jesus se gemeente. Okay? Of ons kan 'n skynstreepie maak of vir verbondsvolk. So verbond. Ons maak so verbond. Okay. Nou kom ons gaan nou heel eers sin toe en dan kyk ons of ons Bybelverse daarvoor kan kry. Is daar 'n bewys dat kinders behoort aan die gemeente? Kom ons maak ons Bybels oop by Efesiërs 6. Marie, lees jy 'n bietjie vir ons daar, versie 1 tot 4. Of lees jy vir ons vers 1, ek sal vers 2 lees, Johannes, jy lees vers 3, en dan lees ons op vers 4. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Okay, aan wie skryf Paulus hierson? In gemeente. Wat 'n gemeente? Van Efesië, dink ek. Efesië. Ja, hy skryf van die gemeente van Efese, né? En in daai gemeente is daar kinders. En hy praat met die kinders. Okay? So ons sien hierso, kinders is deel van Jesus se gemeente, kan ons dit sien hier. Ons sien dit in Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Okay? En sien ook hierso, hy praat met hulle soos nie soos met wat hy soos met 'n
gelowiges se kinders aanpraat nie, want jy moet gered wees om die wet, want anders is die wet nie vir jou. Ja, dan kan jy nie die wet doen nie. Dis heeltemal reg, Marie. Nee, so hy praat met hulle en hy sê vir hulle, kom, julle moet gehoorsaam wees, né? En jy's heeltemal reg, wanneer hy kan net daai opdrag maak, en dis hoe hy die hele tyd in Efesiërs van hoofstuk 4 afwerk, omdat Christus vir jou iets gedoen het, daarom kan jy nou die opdragte doen wat ek vir jou gee. Nou, so, daar sien 'n mens dit. Kom ons blaai bietjie ons Bybels na 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs 7. Kom ons lees daar van vers 10 af tot by versie 14. So, kom ons sê weer, Marie, jy moet weer begin. En aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van die man moet skei nie. En as hy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur sy vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Wat sê dit vir ons? Hierso is nou 'n klomp Korintiërs en hulle was vreeslik, was heidene. Maar toe kom Paulus en hy preek die evangelie en daar kom 'n klomp tot bekering. Die gemeente ontstaan. Deur die werking van die Gees met die woord kom daar in mense se harte in wedergeboorte, geloof, bekering, maar nou kom daar 'n vrou tot bekering, maar nie almal nie. Nou sê Paulus, maar nou moet jy nie daai man van jou los nie, al is hy ongelowig. As hy met jou wil saambly, dan bly jy met hom saam. Jy los hom nie, jy mag nooit skei nie. En dan sê hy, weet jy wat, daai kind van jou is heilig, en dit beteken nie gered heilig nie, maar dit beteken hy is in die verbond, hy is saam met jou in die gemeente. Ok, maak dit sin? Ok, so met ander woorde, ons kan ook hier uit hierdie versie uitraak sien. 1 Korintiërs 7 vers 14 is ook 'n belangrike versie. Nou, ok, nou, wat nog belangrik is, bestaan Jesus se gemeente net in die Nuwe Testament? Nee, wanneer bestaan sy gemeente? In die Ou Testament ook. Sy gemeente bestaan van die Ou Testament af. Nee, sy gemeente bestaan van Adam af tot in Jesus. Nou was kinders toe deel van Jesus se gemeente. Ja. Nee, so ons moet dit sê. Ons sien dit en daar ons kan ook hier sien. Ons sien dit ook in die Ou Testament. En dis belangrik om na die Ou Testament te kyk, want Jesus se gemeente bestaan ook in die Ou Testament. Okay? Ek wonder wat sal die gelowiges sê hier kom, of as hulle sê, as die kinders deel is van die verbond in die Ou Testament, toe kom ons dan nie in die Nuwe Testament. Ons kan 'n bietjie daarna kyk.
Ons gaan nog 'n bietjie daarna kyk. En as ons die katekisasie doen van na die stuk katekisasie wat na die katekismes kom, dan gaan ons nog weer daaroor op ingaan. Maar net om dit vinnig te antwoord, Marie. Hulle sê daar kom 'n verandering. Daar's 'n verandering in wie in die gemeente is in die Ou Testament en wie in die Nuwe Testamente gemeente is. So dis 'n punt waar ons met hulle verskil. Maar ons gaan nou raak sien, daar's 'n lyn wat deurloop dat van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament is daar kinders in die gemeente. En dit is al klaar gesien hier en hier sien ons kinders in die gemeente. OK? Dit is deel van die gemeente. Laat dit nou, want die tyd hê, ons moet die tyd nie verloor. Kort voor. Nog 'n kwartier. Ons gaan volgende keer aangaan met hierdie, want hierdie is my baie belangrik. Ek wil hê julle moet probeer om sin te maak daarvan. So, al wat ons op die oomblik doen, is nog net besig om te kyk na die katekismes, wat staan daar, en te sien, maar dit wat daar staan in die Bybel. Nou, die eerste plek wat die katekismes sê, kinders is deel van die verbond en gemeente. Okay? En nou sien ons in die Nuwe Testament, kinders is deel van die gemeente. Is kinders deel van die gemeente in die Ou Testament? Want Jesus het nie 'n gemeente wat ewe skielik plonks net in die Nuwe Testament bestaan. Hy bestaan ook in die Ou Testament. Nee. Nou is kinders ook toe deel gewees. Dan kan 'n mens begin sommer by Genesis 3 vers 15. Wat staan in Genesis 3 vers 15? Genesis 3. Ja, Genesis 3 vers 15. Wat staan daar so? Kom ons sê maar sommer Marie, lees jy hom? En ek sal vriendskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou in die kop vermorsel en jy sal hom in die haksteen byt. Aha, dis nou net na die sondeval. Die Here praat met wie? Met Eva. Satan, né? Praat met die slang. Dan sê hy, ek sal vriendskap stel tussen jou en die vrou. En tussen jou saad en haar saad. Wie is die saad van die vrou? Die gelowiges. Ek dink jy's reg. Maar heel eers as jy dit net so daar lees, wat beteken saad? Ook kinders. Kinders. Die kinders van die vrou. En dan staan daar, en hy sal jou kop vermorsel. Wie is daai hy? Christus. Daar's Christus in sy gemeente. Vrou, haar kinders, Jesus. En daai kinders is regte kinders. OK? Jy's helemaal reg as jy sê uiteindelik gelowiges, maar daai gelowiges bestaan ook uit kinders. Nee, want dis die kinders van die vrou. So ons kan hierso sê, waar sien ons dit? Genesis 3 vers 15. OK? Nou gaan 'n mens aan in die Bybel en 'n mens blaai en dan kom 'n mens by Genesis 17. Wat staan daar in Genesis 17 vers 7? Wat staan daar? Johannes, lees jy hom vir ons? En ek sal my verbond oprig tussen jou en jou nageslag na jou en jou geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou as jy mens gaan kyk nou, wat staan daar so, soos byvoorbeeld in die Statenbybel of in die King James Bybel staan daar saad. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou saad na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou saad na jou. Dieselfde woordjie wat dan in Genesis 3 vers 15 ook is. Die Here maak sy verbond met, daar sien ons, Abraham en sy kinders. So hierso kan ons sê Genesis 17 vers 7. OK, so Genesis 3 vers 15, Genesis 17 vers 7, verbond is met die gemeente daar. Daar begin die verloste gemeentetjie daar in Genesis 3 vers 15.
Hy gaan die tyd gaan hy aan. En dan sê hy daar by Abraham nog steeds en dan sê die Here, maar Abraham, en ek maak my verbond met jou en met jou nageslag. Ha? OK. Nou gaan die geskiedenis aan. En kom ons blaai bietjie na Eksodus hoofstuk 24 toe. Eksodus 19, kom ons begin by Eksodus 19. Kom ons lees 'n bietjie so tot daar by versie tot by versie 6. Marie, begin jy vir ons vers 1 en ek lees vers 2, Johannes, jy lees vers 3. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinai gekom. Hulle het van Rafidim af opgetrek, in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan. En Israel het daarteenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op orensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woord wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. OK, so daar begin die Here nou met die verbondsluiting by Sinai, en dit is met Israel, en uit wie bestaan daai Israeliete? Die hele gesinne, paas, maas, kinders, die hele toeters daar by mekaar, né? Ek 'n bietjie eens nou na hoofstuk 24 toe blaai. Daar lees 'n mens nou uiteindelik van die sluiting van die verbond, né? Toe neem Moses die bloed daar in versie 8 en gooi dit uit op die volk en sê dit is die bloed van die verbond. En so, daar by Exodus kan hy sê, by Exodus 19 tot 24, sien jy mens weer eens, daar is kinders in die gemeente van die Here. OK? Nou gaan 'n mens aan, nou gaan die geskiedenis aan. Nee, van hier af loop die geskiedenis nou aan en gaan deur die hele storie van die woestyntog en alles wat daar gebeur het en vreeslike dinge wat gebeur het, ongehoorsaamheid en so. En dit gaan aan, later onttrek hulle deur die Jordaanrivier in die land in en dan gaan ons, soos wat ons met die huisgodsdiens gelees het, deur konings en dit gaan aan en aan en aan. En wat gebeur aan die einde van die boek Konings? Hulle word in ballingskap. Hulle is in ballingskap. Hoekom? Hulle is ongehoorsaam. Hulle is ongehoorsaam. En dan kom die Here in sy profete en hy verkondig en hy sê, maar ek gaan 'n nuwe verbond oprig. Kom ons blaai na Jeremia toe. Jeremia hoofstuk 31. En nou begin hy praat, as hy in Jeremia 31 is. Kom ons sê hierso, profesie oor Nuwe Testament gemeente en nuwe verbond. OK? En ook hier is kinders, en ons gaan dit nou raak sien. OK? Kom ons kyk 'n bietjie, wat sien julle raak in Jeremia 31? Marie lees vir ons Jeremia 31 vers 31 tot 34. Kyk, daar
uitkom, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Ok, nou die huis van Israel en die huis van Juda, wie's dit nou? As sê nou maar ons sit nou daar binne in ballingskap. Ons en ons kinders en nou lees ons wragtig, hier kom Jeremia se, het julle gehoor Jeremia se boekrol het gekom. Ag, wragtig as ons bietjie lees, dan gaan sit ons daar in die sinagoge Sabbat na Sabbat onder die boom by die riviere van Babylon en dan lees iemand nou vir ons dit. En dan kom hulle by hierdie profesie. Nou wie sit daar onder die boom? Van die hele volk. Ja, almal sit daar so. Jou kinders almal sit daar. Dis die huis van Israel en die huis van Juda. En wat sê die Here vir ons? Wat sê vers 32, Johannes? Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die berg toe ek hulle hande gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Ok, so daar praat die Here nou oor daai verbond wat hy by Sinaï gesluit het. En met wie het hy dit gesluit? Wel met die volk, baas, maas, kinders. En nou sê hy, ek gaan weer 'n verbond met julle, sluit 'n nuwe verbond. Hy gaan anders wees. Maar ek sluit dit nog steeds met die mense. Ok? Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel en die huis van Juda sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en van hulle sondes nie meer dink. Prys die Here. Daar kom 'n gemeente, sê die Here, en 'n tyd wanneer die sondes vergewe is, wanneer hulle my ken in 'n regtig intieme verhouding, en dan gaan ek vir hulle God wees en 'n volk, hulle gaan my volk wees, en ek gaan my wet op hulle harte skryf, en hulle gaan my wil dien. Ok? Maar as hy nou daar praat in die Ou Testament, met wie praat hy? Wel met sy gemeente, uit wie bestaan hulle? Paas, maas, kinders. Ok? En so 10 hoofstuk profesie van as Jesus gekom het nie. Ja, want Jesus vervul hierdie verbond. Nee. Hy stel dit in, hy bring dit. Nee. So ons kan hierso sê Jeremia 31 versie 31 tot 34. Nee. En kyk nou net as ons na 32 toe lees, so stuk 32. Kyk, ons lees daarvan versie 39 en versie 37. Ons lees vers 37 tot daar by versie 42 rond. Dan Johannes lees jy 37. Hoofstuk 32. Ja. Kyk, ek laat hulle bymekaar kom uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het en my toorn In my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. Ok, so die Here sê nou, ek het hulle in my toorn, het ek hulle weggestuur in ballingskap, net soos die Here vir Adam en Eva in sy toorn moes hulle uitgaan, en hy sê, ek gaan hulle terugbring. Wat gaan dan gebeur, Marie, vers 38? En hulle sal my volk wees, vir my volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Daar's verbond. God wees, volk wees. En dan sit daar 'n nuwe verbond. En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees. Daar kom weer daai ding van die nuwe hart wat ons in hoofstuk 31 gelees het. Hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. Wat sien ons daar? Daar's kinders in hierdie nuwe verbond. Daar's kinders daarin. Ok? So kom ons skryf dit ook neer.
Jeremia 32 vers, wat het ons nou gelees? 37 tot 39. 39, nee. En ek is mooi, nee, kyk, en ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. En ek sal my nie van hulle afwend om aan hulle goed te doen nie. En ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van my nie afwyk nie. En ek sal my oor hulle verheug om aan hulle goed te doen. En ek sal hulle duursaam in hierdie land plant met my hele hart en met my hele siel. Die Here is goed, jong. Want so sê die Here. Nou gaan nou. So met ander woorde, Jeremia 27 versie wat? 37 tot 39. Dan sien ons weer. Kinders is nog. Maar so ek dink baie belangrik en hierdie word nou vervul uiteindelik in die Nuwe Testament. Nee, maar wat ons raak moet sien is in Jesus se gemeente, dit wat vraag en antwoord 72 sê, hy begin met kinders is deel van Jesus se gemeente en sy verbond. Ons sien dit byvoorbeeld daar in die Nuwe Testament, ons sien dit ook in die Ou Testament en dit is belangrik dat ons dit in die Ou Testament kyk, want Jesus se gemeente bestaan ook in die Ou Testament. En dan sien ons van Genesis 3 vers 15 af, maar daar's kinders ook daar binne. OK? Daar's kinders ook daar binne. Nou, baie belangrik natuurlik ook. Dit is uiteindelik soos jy ook gesê het, Johannes, die gelowige kinders. Maar daar is kinders, dis in die nageslagte wat die Here sy kinders versamel, nee. Dink nou 'n bietjie hieroor, en mense moet hier aan dink want hierdie is baie mooi. Net so, dan gaan ons nou stop en dan sal ons nou volgende keer aangaan met al die ander goeters. Ek dink ons moet regtig 'n bietjie by stil staan, maar dink nou 'n bietjie aan die eerste resou of die eerste Bruitenberg. Dink nou aan daai goed wat oom Louis nou die dag vir ons gewys het, wat ons sien oor die Bruitenberg. So mense kan hulle familie terugvat tot wat 100 voor Christus. Toe het hulle sulke snaakse viking name gehad. Ja. Wat 'n verskrikking, daai mense die son aanbid en hulle is almal verlore. En toe op 'n dag moes daar 'n sendeling aangekom het by hulle staatjie waar hulle gebly het. Dalk het hulle hom vermoor. Toe kom daar dalk nog een. En dalk het hy 'n bietjie kans gekry om te preek voor 'n ander lot hom vermoor het. En toe wragtig daar kom die eerste Bruitenberg tot bekering. Wat sê die Here vir hom? Ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag na jou. En hier is ons vandag. En dit beteken nie daai Bruitenberg wat daar in 200 of 300 na Christus tot bekering gekom het, al sy kinders is kop vir kop gered nie, maar sy nageslag word gered. Hy sal altyd mense hê wat uit hom uitkom, wat in die Here se volk is. Dis wat die Here beloof. OK, ek sal jou red en jou kinders. OK, maak dit sin vir julle. En daarom het Jesus se gemeente altyd kinders, want sy belofte is die verlossing van 'n mens en sy huis. Ja. Nou, en sy huis is sy huisgesin, sy geslag. Ek maak dit sin vir julle. Ja. Nou, as 'n mens hierdie nie begin verstaan nie, dan maak die kinderdoop glad nie sin nie. OK, mens moet eers hierdie verstaan en begin verstaan. Okay. Die Here se verlossingswerk is uitnemend. Hy doen groot goeders in die geskiedenis van die wêreld. Nee, met lang planne. Dink van Abraham af. Daar sal altyd 'n kind van Abraham wees wat gered is. Altyd. Want die Here het dit gesê. En hy bring
Abraham se kinders tot bekering. Okay? So, ons moet dit raak sien, dis Jesus se gemeente. Okay? Nou, kom ons stop eers net hier. Wat ons moet raak sien vandag is, dat Jesus se gemeente bestaan nie net in die Nuwe Testament nie, bestaan ook in die Ou Testament. En Jesus se gemeente het kinders in die Nuwe Testament en in die Ou Testament. Sien julle dit raak? Ons kan die Bybel oopmaak en ons kan dit sien. Okay? En dis belangrik. Dis belangrik dat ons dit moet raak sien. Wat ons dis deel van, as ons nou sê, kennis van ons verlossing, dan is hierdie baie belangrik dat ons dit moet raak sien. Dit is deel van die kennis van die verlossing. Ons moet raak sien hoe God in die wêreldse geskiedenis werk. In sy verlossingsplan werk. In sy koninkryk kom plan werk. OK. Nou hierdie is nie vreemd nie, want iets wat ons nou eintlik hier gemis het. Kinders is deel van Jesus se gemeente. Moet dit vinnig in skrif moet verstaan. Ook voor die sondeval. En dit is hoekom dit na die sondeval ook so gaan wees. Ook voor die sondeval. Want wat sê die Here vir Adam en Eva? Wees vrugbaar en vermeerder. En waar? Hulle is almal daar kinders van God, hulle is almal daar deel van die Here se mense. OK. En so regdeur die Here se groot plan, van ek gaan 'n gemeente hê wat hierdie wêreld gaan bewerk en bewaak, en gaan leef tot my eed, is dit ook kinders. OK, maak dit vir julle sin? Goed, maar kom ons stop eers daar, dan sal ons nou volgende keer verder aanpraat. Oor wat daar by Sondag 4, by vraag en antwoord 74 staan. Kom ons bid eers. Onse Vader, ons wil U loof en prys, en ons wil U dank, dat ons meer kan leer oor doop. Doop vir ons as gelowiges. Here, en ons kon ook nou meer leer oor wie almal deel is van U gemeente. Dat dit ook kinders insluit. Ons sien hierdie plan van U deur die loop van U groot koninkryk kom geskiedenis. Here, U doen al hierdie wonderlike dinge, dit gryp ons eintlik aan. En dit gaan bokant ons dink uit. Ons kan U verlossingswerk nie besyfer nie en ook nie bevat nie. En die grootheid daarvan nie skat nie. U is regtig baie goed en groot. En ons loof en prys U. En ons kom so na U toe deur ons Here Jesus. Amen.